saam, vanaf vers 1 in Handelinge 1. So Lukas skryf hierdie boek van Handelinge, en hy begin so, hy sê, my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. So hy praat nou van sy evangelie, hy is een van die 4 evangelies het hy geskryf, oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. Dis die boek van Lukas, hy sê, dis my eerste boek, en ek het geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, wat hy op aarde gekom het, tot op die dag van sy hemelvaart. Nou is daar 'n draaipunt. Nou sê hy, voordat hy in die hemel opgeneem is, net hier op die einde, voordat hy opgegaan het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. So hierdie disippels van hom, net voor hy in die hemel op is, het die Heilige Gees deur Jesus gepraat met hierdie ouens. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor wat gepraat? Oor die dinge van die koninkryk van God. So die Heilige Gees, voor Jesus in die hemel is, hy sê vir 40 dae, na hy dood is, het hy opgestaan, hy het vir 40 dae aan sy disippels verskyn. En die Heilige Gees het deur hom gepraat met hierdie mense oor wat? Die koninkryk van God. Hoe leef mens vir die koninkryk van God en hoe gaan mens so lewe in die koninkryk van God? En hier word dit nou baie belangrik. Hy sê, terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, en wat hy eintlik sê is, hier's waarop alles wat hy nou vir hulle vertel het van die koninkryk van God, hier's waarop alles neerkom, hier's 'n key principle oor die hoe, van hoe hulle gaan lewe vir die koninkryk van God. Hy sê, hier sien jy, een keer was hy saam met hulle aan tafel, hulle het gesit en eet en hulle het gekuier. Toe stop hy die kuier en hy begin met hulle chat, en het hy hulle hierdie bevel gegee, hy beveel hulle, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. So Jesus vertel hulle van 'n belofte wat God hom gegee het vir hulle. Wat se belofte is dit? Hy sê Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Dis die belofte. God het gesê hy gaan vir julle die Heilige Gees stuur, en julle gaan met die Heilige Gees gedoop word. Dit is die belofte. Julle moet wag in Jerusalem tot hierdie gebeur. Dan gaan julle kan lewe vir die koninkryk van God. Nie sonder dit nie. Wag vir dit, wag vir die Heilige Gees. Julle kan nie sonder hom aangaan nie. Nou is daar amper weer 'n onderbreking. Hy sê, toe hulle 'n ander keer weer bymekaar was, het die disippels vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk, nie die koninkryk van God nie, die koninkryk van Israel weer gaan oprig? So hierdie ouens is nou weer by die aardse koninkryk. Nou sê Lukas, so kry nou hier in jou kop, hier is die belangrike ding. Jesus stop hulle en sê, nou moet julle onthou, ek gaan nou gaan, en is belangrik dat ek gaan. Jesus het op 'n ander plek dit gesê, en dis groot woorde, dis belangrik dat ek gaan. Hy kon net gebly het. Hy sê, dis belangrik dat ek gaan, want dan gaan die Heilige Gees kom. En dis God se belofte vir julle om te lewe vir die koninkryk van God. En nou sê hy, maar dink nou Jan, hierdie disippels, vir wie hy dit sê, hulle word die hele tyd gesaai trek met, wanneer gaan u alles hier in ons land regmaak? Dit is wat hulle gedink het, God se werk is, om alles in hulle land reg te maak. Nou, Jesus kap hulle nie en sê, man, dis nie wat God gaan of wil doen nie. Hy sê nie dit nie, hy sê vir hulle, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Met ander woorde, God wil goed verander op aarde. Hy wil en gaan goed doen hier op aarde, maar hoe dit gaan gebeur, dit gaan baie keer moeilik gaan. Dan moet jy nie dink God is nie aan die werk nie. Hoe God die goed hier gaan kom doen, en selfs mense wat bad goed doen, gaan gebruik vir sy groter plan, moenie jou by dit bepaal, moenie hier kyk nie. Fokus jy op die gawe wat God jou gaan stuur, die Heilige Gees. Dit is waar julle fokus moet wees, en hy eindig hierdie stuk deur hulle fokus weer soontoe te bring. Hy sê vir hulle, maar julle sal krag ontvang. Wanneer? Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Die Heilige Gees gaan oor julle kom, julle gaan my getuies wees.
Nou, die boek Handelinge is geskryf, soos ek sê, deur Lukas. En Lukas wil ons hier op 'n journey vat. Hy wil ons op 'n reis vat. En wat is hierdie reis waarop hy ons wil vat? Hy getuig reg deur die boek van Handelinge oor die belofte. Hy begin met die belofte van die Heilige Gees. Jesus het gesê die Heilige Gees, God self, gaan in sy gees teenwoordig word. Hy gaan oor elkeen van julle kom en oor julle saam as 'n team. En dan gaan amazing goed gebeur. Dis wat Jesus ons beloof het. Skryf hy vir hierdie Theophilus. En hy wil hê almal moet dit weet, elke generasie. Die res vanaf vers 9 reg deur tot die einde van Handelinge is daai belofte wat waar word. En amazing goed gebeur omdat die Heilige Gees op hierdie individue en op hierdie kerk gekom het. In my bonatuurlike goed gebeur. En Lukas het dit ervaar. Nou skryf hy, hierdie boek is 'n getuienis, dis sy testimony. Hy sê ek skryf nou wat ek gesien het en ervaar het myself. Hierdie is nie 'n storie nie. Ek was daar, ek was deel van hierdie het gebeur. Hierdie is my getuienis. Hierdie het met my en met die kerk gebeur. Praat hy van hoe die Heilige Gees gewerk het in en deur hulle. En hy skryf dit sodat gelowiges hier in sy tyd en vir alle eeue moet weet. Die Heilige Gees is beloof vir elkeen van ons en vir die kerk van Jesus Christus. En sonder hom kan ons nie lewe die lewe wat Jesus ons na toe uitnooi nie. Dis nie moontlik nie. God wil teenwoordig word vir elkeen van ons. En dis 'n reis, ek wil dit so noem, jy kan maar daai volgende slide op sit, Jaco. Dis 'n reis van die kop na die hart. Dis 'n reis en 'n skuif van die kop na die hart. En Lukas is die perfekte gids, wil ek hom noem, om ons op hierdie reis te vat. En hoekom sê ek so? Want Lukas was 'n baie geleerde ou. Lukas was 'n mediese dokter gewees. Lukas was 'n man van wetenskap. En van boeke en studies. En hierdie geleerde man, ook 'n geleerde Jood, godsdienstige, gedissiplineerde Jood, so hy het baie geweet in sy kop, hy het baie kopkennis gehad van God en van die skrifte. En hierdie gedissiplineerde Jood en geleerde mediese dokter skryf hierdie getuienis. En hy sê, luister, ek wil net vir julle ouens sê, die goed wat hier gebeur het met my en met in die kerk, dit was geen mens se plannetjie of se kennis gewees nie. Dis net deur die krag van die Heilige Gees dat ons ervaar het wat ons ervaar het en dat ons gesien het wat ons gesien het. En hy begin dit met alles met 'n belofte, die belofte wat God gegee het deur Jesus Christus. Sodat ons moet weet, God wil hê ons moet oop wees vir sy teenwoordigheid by ons. En ons moet dit glo, dat ek kan nie die lewe leef wat hy wil hê ek moet leef, en hy kan nie in my lewe doen as hy nie by my is nie. En as hy nie in my is nie, en as ek nie gedoop is met die Heilige Gees nie. En as jy Handelinge gaan lees, is dit net amazing goed, die gebede wat hulle bid, en dan word dit waar. Die mense vir wie hulle preek, vissermanne, gewone mense, ongodsdienstige en godsdienstige mense wat Jode is en nie Jode is nie, preek en duisende mense kom tot bekering. Hy sê, niks van daai is ons nie. Niks van daai is ons planne of boeke of niks soos dit nie. Dis nie eers die Bybel in dit self alleen nie, die woord alleen nie. Hierdie woordjies wat jy lees nie, dis nie dit alleen nie. Dis die krag van die Heilige Gees wat in ons gekom het, dat ons dit op so 'n manier vir mense kan vertel en ons harte oopmaak op so 'n manier dat die Here in ons lewe kom werk het en deur ons gewerk het. Dit is bonatuurlik, dit was 'n werking van die Heilige Gees. En sy hele testimony hier gaan oor 'n uitnodiging wat hy vir jou en my maak om te sê, ek wil hê julle moet op hierdie journey gaan van die kop na die hart. Want jy kan soveel goed weet van die Here en julle weet dit. Jy kan soveel goed weet van God, jy kan preke luister, jy kan kerk toe kom en jy kan al meer leer, jy kan al meer kennis kry en dis goed, ek nok nie dit nie, dis goed. Ons moet kennis kry, kennis is goed, maar dit alleen het geen krag nie.
Dit alleen het geen krag nie. Jy kan al hoe meer kennis kry van die Here, maar as jy eerlik is, as jy in jou binnekamer is, as jy alleen is, as jy in 'n storm is, dan ervaar jy nie die Here in jou hart nie. Dan ervaar jy hom nie werk in of deur jou lewe nie. En nie op so 'n manier dat as jy getuig van sy werk in jou lewe, dat iemand anders dit hoor, dat hulle daai God wat in jou lewe is, in hulle lewe wil hê nie. En Lukas sê, dis wat met ons gebeur het. Hierdie God wat julle van geleer het, ek het hom nou gesien met my eie oë werk, ek het hom ervaar in my hart, en dis wat ek wil hê vir almal van julle. Dit is in die kern van om te lewe vir die koninkryk van God, is om die Heilige Gees in en by jou te hê. Jy kan dit nie alleen doen nie. Jy kan nie net 'n studie van die Bybel maak en konkordansies hê en luister na slim predikante en slim preke en baie boeke lees. Jy kan al daai goed doen. As jy nie die Heilige Gees het nie, gaan daai jou net heeltemal van trek afvat. Jy gaan nooit die krag van die Here in jou lewe ervaar nie. En 2 observasies wat ek hieruit vir jou wil wys uit hierdie skrifgedeelte. Die eerste een is as Jesus vir hulle sê daar en hy dit vir ons duidelik maak dat hierdie is 'n belofte van God vir elkeen van ons. Die Heilige Gees is God se belofte vir elkeen van ons. Hy wil by elkeen van ons tuis kom. Hy wil in ons wees, met ons wees, in ons harte werk, met ons praat. Die vraag is, en ek wil jou dit persoonlik vra, glo jy dit? Glo jy dat die skepper van hemel en aarde hier nou by jou is? Dat hy teenwoordig is by jou? Dat hy by jou wil wees? Die Bybel sê, ek en jy, ons is 'n tempel. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Dis wat die woord sê. Maar glo jy dit? Glo jy dat die Here in jou is? En as hy dan in my is, wat wil hy doen? Wat moet ek ervaar? Wat is dit wat hierdie ouens ervaar het? In Lukas 3 vers 16, julle ken Johannes 3 vers 16, hè? Weet jy wat sê Lukas 3 vers 16? Lukas vertel die disippels, hy herinner hulle aan iets wat Johannes die Doper gesê het. Hy sê, onthou julle, Johannes die Doper het gesê, hy gaan doop met water, maar as Jesus kom, gaan hy doop met die Heilige Gees en met vuur. Met die Gees en met vuur. Hoekom met vuur? Dink nou aan hierdie simboliek. Jy kan praat van vuur, né? Ek en jy kan sit en chat oor vuur, ons kan handboeke gaan kry, wetenskaplike handboeke, en ons kan praat oor die gasse, en al die wetenskap rondom vuur, ons kan daaroor praat, en ons kan elke detail daarvan begin leer, en neerskryf, en weet, en kan praat, maar jy weet so goed soos ek, dis anders as jy om 'n vuurtjie sit, en jy kyk hom. En dis anders as jy om daai vuur sit en jy ervaar daai hitte. En dis anders as jy om daai vuur sit en soos jy hom kyk, jy braai 'n marshmallow of jy sit 'n vleisie op. Die Here wil nie hê ons moet praat daaroor nie. Die Gees en vuur, want die Heilige Gees word soos 'n vuur as hy in jou kom. En jy maak jou hart oop en jy glo dit met alles in jou. God is by my. God is nie, hy bestaan en hy's daar ver nie, hy's hier. By elkeen van ons, dis wat Jesus vir ons kom doen het. Dis hoekom die tempel geskit het en die gordyn geskeur het, wat die Jode geglo het, en daai tyd was dit so, net die hoëpriester kon in die Holy of Holies ingaan, en agter daai gordyn met die Here ontmoet, namens die gemeenskap, namens die gelowiges. Nou skeur daai gordyn en Jesus sê, God word teenwoordig vir elkeen van julle. Jy moet in sy teenwoordigheid ingaan, jy moet jou hart oopmaak, en as jy jou hart oopmaak, dan word hy soos 'n vuur binne in jou hart. Depressie brand weg en dit verander in passie. Die dik toue van verslawings wat om jou is en van sondes, maak nie saak hoe dik 'n tou is nie, as jy hom in die brand steek, gaan hy begin brand op 'n plekkie en hy gaan wegbrand. Maak nie saak hoe dik die toue van verslawings is nie. As die vuur van die Heilige Gees in jou kom, dan begin daai toue te brand en jy ervaar vryheid. Die Heilige Gees gee vir jou wysheid wat jy nie gehad het nie.
As jy met mense praat oor jou lewe en oor jou storie en hoe die Here betrokke is, gee hy vir jou woorde en boldness wat jy nie voorheen gehad het nie. Soveel so dat daai mense ervaar iets en hulle kom tot bekering. Dis wat gebeur het in Handelinge. En dis die belofte vir elkeen van ons. Dis wat ek en jy, elkeen van ons moet ervaar. Ons moet nie net daarvan lees hier en sê hierdie ouens het dit mee gebeur nie. Dit moet my en jou getuienis wees. En dis die uitnodiging van Lukas. Ek sê vir julle, hierdie goed het gebeur, maar is tot julle beskikking. Jesus het dit beloof vir sy kinders. Almal wat glo, die Heilige Gees gaan by jou tuis kom. En as jy vir hom lewe, dan gaan jy goed binne in jou hê wat jy nie gehad het voorheen nie. Ek dink as mens praat oor die doping van die Heilige Gees, dan is dit vir baie mense 'n weird konsep, veral as jy in die konservatiewe kerk groot geword het en as jy sulke goed gehoor het, dan is dit half daai ander kerke praat van dit. En miskien baie predikante het dit iets weird gemaak of kompleks gemaak eerder. En so gepraat van vuur, miskien bo die vuurmaakplek van die gewone mense. Dit is sekere geleerde mense wat van daai goed weet, so ek bly weg van dit af. En dit is so hartseer, want dit is glad nie hoe dit moet wees nie. Jesus het alles eenvoudig gemaak. Dat hierdie getuienis van Lukas praat oor eenvoudige mense wat die Heilige Gees oorgekom het en wat gedoop is in die Heilige Gees. En ek wil dit so vir jou verduidelik. Hier's 'n bak met water. Hier's 'n lappie. Hierdie lappie is nou droog hier in my hande. As ek hom hier insit en ek doop hom in hierdie water, wat gebeur met die water? Wat gebeur met die lap? Waar gaan die water? In die lap. En so, as jy gedoop word met die Heilige Gees, waar gaan die Heilige Gees? In jou. En hierdie hele lap word verander. Hy word sagter, daar waar hy hard was, word hy sag. Daar waar hy droog was, word hy nat. En ewe skielik is hy bruikbaar in my hand. Kan ek goed skoonmaak, kan ek goed verander met hom. Hy verander, hy kan goed verander. En net so as ek en jy in die Heilige Gees kom, dis 'n absolute oortuiging, dat as ons in Jesus Christus is, dan kom die Heilige Gees binne in ons. Dan is die God van die hemel en aarde, die skepper van die mens, is lewe binne my en jou. Binne my en jou. En hy begin om goed te verander. Hoeveel keer as ek gepreek het, dan na die tyd, dan sê mense vir my, Jacques, jy het vandag net met my gepraat. En dan sê ek, weet jy, dis nie ek wat met jou gepraat het nie, ek het net gepreek, ek het 'n preek voorberei, ek het nie aan jou gedink per se, toe ek aan hierdie preek gewerk, dis die Here wat met jou gepraat het. Die Heilige Gees het in jou hart gewerk, soos jy die woord bekyk het en bedink het en jou hart oopgemaak het, is die Heilige Gees wat vir jou fluister. En die hartseer ding is, dat mense in die kerk vandag sit, luister na 'n mens, en luister asof net die mens met hulle praat, is nie eers oop dat die Here met hulle kan praat nie. Dus hulle dink is net 'n oor en my mond. En daar's nie 'n bewustheid eers van die Here is hier, en die Here wil met my praat, deur Jacques, deur sy woord. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my boodskap nie. En al hoekom dit is, dat jy predikante kry wat sal praat, en dis dooie woorde, is omdat daai ou self nie bewus is van die Heilige Gees nie. Hy gaan werk woordjies uit. En hy dink, ek het daai slim sinnetjie gehoor by daai pastoor. Kom ek sit dit en dan lees ek dit. En kom ek vat daai sinnetjie, dis 'n nice sinnetjie. Kom ek lees dit. Sinnetjies gaan niemand se lewe verander. Kan ek jou dit sê? Jy kan 'n speech gaan uitwerk. Jy kan ChatGPT vra, hy kan presies vir jou 'n preek uitwerk. Maar hy kan nie vir die Heilige Gees gee nie. En iemand kan sit en dit kan selfs 'n goeie kommunikeerder wees. En jy kan na dit luister en dit kan snaaks wees hier en dit kan interessant wees daar. Jy kan selfs goed leer van die Here wat jy nooit geweet het nie, maar jy stap hier uit en niks het verander nie. En dit gebeur wanneer daar kennis is sonder die Gees. Wanneer daar die letter is, maar nie die Gees nie. En so stap mense Sondag na Sondag by 'n kerk in en uit. En hulle luister vir 'n mens, maar hulle luister nie vir die Here wat met hulle wil praat nie. En dan is daar nie krag nie. Die Here wil met jou praat, die Heilige Gees wil met jou praat. Wat interessant is, as jy deur Handelinge gaan lees, of deur die evangelies na Handelinge toe, hierdie disippels in die einde, selfs toe Jesus opgestaan het uit die dood, baie van hulle het nog getwyfel.
So dis nie eers wat hulle gesien het, bewyse en kennis, is nie wat hulle gemaak het, praat en duisende mense het tot bekering gekom nie. Dit was die Heilige Gees wat oor hulle gekom het, wat daai kennis aan die brand gesteek het. En wat hulle ervaring en hulle verhouding met Jesus aan die brand gesteek het. En toe gaan hulle en die Heilige Gees maak hulle boodskap aan die brand. En so moet ek en jy kom kerk toe en gaan na die Bybel toe en ek moet besef, soos ek lees en soos ek luister, is die Here hier. En die Here wil met my praat. En dit vra ek jou vandag, glo jy dit? Is jy hier vandag met 'n verwagting dat die Here wil met jou praat? Sit jy nou en luister na my, maar jy luister nie eintlik na my nie. Jy vra, Here, wat wil U vir my sê? Wat moet ek hoor? Wat wil U hê moet ek doen? Wat moet ek glo? As dit nie is hoe jy hier sit nou nie, dan wil ek jou, smeek ek jou, asseblief, moenie na my luister nie. Ek kan nie jou lewe verander nie. Niks wat ek sê kan jou lewe verander, soos dit moet nie. Net die Here kan jou lewe verander, en hy wil, dis sy belofte, dat hy by jou is. En dat jy moet bewus wees van hom, en jou hart oopmaak vir hom, en 'n pad saam met hom moet stap, en al meer sensitief jou oor moet tune, om hom te hoor, deur sy woord. Dan sal hy die spesiale krag oor jou kom, en jou lewe gaan verander op 'n manier, wat jy nog nooit voorheen ervaar het nie, en jou getuienis sal wees, dit was heeltemal 'n shift van net kop na hart. Iets het in my hart begin gebeur. Ek het ervaar hoe die Here met my hart praat, en dit het uit my hart uit, het my lewe begin verander. Dit was soveel meer as net kop, en die hardste ding is, soveel Christene vandag het baie kop. Daar's niks hart nie, die Here werk glad nie in hulle lewe nie. Moenie so wees nie, dit is sy belofte vir jou. En dan, 'n volgende observasie is, die krag in die kerk om te getuig. Die krag in die kerk om te getuig. Die Heilige Gees is nie net gegee vir jou en vir my nie. Ek kan hom nie vat en sê, nou gaan ek in 'n kamertjie sit en bid die hele dag dat hy met my praat nie. Dan gaan hy baie stil word. Want dit gaan nie net oor hy wil kom en jou lewe verander nie. Maar hy wil jou lewe verander, en dan deur die verandering van jou lewe uitreik na 'n gemeenskap toe om jou. Dis hoekom Jesus vir hulle sê, gaan eers Jerusalem toe, wag daar. Die Heilige Gees gaan oor julle kom. As hy oor julle kom, dan gaan julle, dan moet jy gaan, en jy moet vir ander mense jou storie gaan vertel, gaan getuig vir mense wat die Here en die Heilige Gees in jou lewe doen, en vertel hulle, dat ek wil ook by hulle wees, en soos hierdie kerk gehoorsaam was, in gehoorsaamheid, het die Gees op al groter vlakke op hulle gekom. Ek glo met alles in my, ons nuwe kerk wat ons het, dis net 'n werking van die Heilige Gees. Hoekom het Karel na my toe gekom? Hy kon na ander mense toe gegaan het. Hoekom het hy na ons toe gekom? Hy kon na ander kerke toe gegaan het, wat hy weet het die geld om daai kerk te koop. Hulle het nie geweet ons het die geld nie, en kan ek jou sê, ons het dit nie gehad nie. Hoekom het hy na ons toe gekom? Is net 'n werking van die Heilige Gees. En hoe die ding gebeur het, ek kan jou sê, 15 weke of so het dit gevat, wat ons die ding afgehandel het, 15, 16 weke, ek kan nie presies onthou nie, in daai het vir my gevoel elkeen soos 'n maand, soos ek wakker gelê het en gewonder het en so. En die Heilige Gees het mense gestuur op die regte tyd, om al die goed bymekaar te bring soos hy wil hê, dit moet gebeur, is alles 'n werking vir die Heilige Gees. Ons gee die Here al die eer daarvoor. Dis niemand se plan gewees nie, dis niemand se kennis gewees nie, dis alles 'n werk van die Heilige Gees. En net so wil die Here in jou lewe werk, en dan saam met die kerk, deur jou lewe. As mens saam bid en saam werk met 'n hart om te sê, ek wil nie net hê, u moet vir my doen nie. Ek wil hê, dit wat u in my doen, wil ek bring saam met die kerk. Laat ons 'n verskil maak, en kyk wat doen die Here, soos ons dit saam doen. Hy gee vir ons platform en sê, gaan vertel vir Alberton. Gaan nooi hulle uit. Laat families nie net weet van Jesus nie, maar dat Jesus tuis gekom het, en deur Jesus wil die Heilige Gees tuis kom, dat hy harte en huwelike en huise heeltemal kan verander, soos God dit wil hê. En dit kan net gebeur deur die krag van die Heilige Gees. Nie deur blote kennis van die Here nie, maar die Here self in jou lewe. Mense hier buite weet baie van die Here, veral in ons generasie, het ons soveel kennis en informasie, en mense dink informasie equals geestelike groei. Informasie equals geestelike volwassenheid. Dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie.
Die vraag is, van daai inligting, jy kan my so baie van God vertel, daai God wat jy my so baie van vertel, jy kan boeke van dit skryf, al die kennis wat jy het. Daai God ervaar jy hom in jou lewe, maandagoggend as jy werk toe ry, ervaar jy hom in jou lewe, want dis waar hy wil wees. Hy wil saam met jou in die kar wees, hy wil saam met jou opdag by die werk, konflik by die huis, hy wil deel daarvan wees. En hoe is hy deel daarvan? Hoe maak ek hom deel van my lewe? Hoe is hy deel van ons kerk? Hoe het dit gebeur dat ons hierdie kerk gekry het? Want ons kon dit nie doen nie, weet jy wat het ons gedoen? Ons het net gesê, presies dit. Ons het in humility gekom en gesê, Here, ons kan dit nie doen nie, help ons. En Jesus het dit gesê, in Lukas 11, getuig Lukas daarvan, hy sê, daar was 'n keer toe Jesus saam met ouers en kinders by 'n plek was, en hy maak 'n grappie, en hy sê, julle ouers, wie van julle as jou kind vir julle 'n vis vra, sal vir hom 'n slang gee? En wie van julle as jou kind vir jou 'n eier vra, dan gaan jy vir hom 'n skerpioen gee? En toe sê hy vir hulle, soveel te meer, julle wat sleg is, wat goeie dinge wil doen, soveel te meer julle hemelse Vader, en hy eindig daai stuk af deur te sê, julle hemelse Vader wil vir elkeen wat vra, die Heilige Gees gee. Elkeen wat vra, nie verdien nie, net vra. Elkeen wat in Jesus glo en vra, in nederigheid kom en sê, Here, ek kan hierdie nie doen nie. Ek het U nodig om my te help. Maybe ry jy werk toe, jy het geen purpose nie, jy's totaal leeg, jy het niks passion nie. Hoe gaan jy dit terugkry? Here, ek het U nodig, help my. Here, is hierdie situasie in ons familie, ek weet nie wat om te doen nie. Moenie 'n boek gaan lees nie. Gaan eers na jou binnekamer toe bid en sê, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Help, help. Jesus sê vir elkeen wat vra, die hemelse Vader soos 'n goeie pa begeer om die Heilige Gees te gee, vir elkeen wat net vra. En ek dink soveel mense probeer om probleme en ambisie en 'n visie te create met hulle lewe, betekenis, probeer om dit te skep, en luister na wêreldse mense op videoetjies die hele dag en wil boeke lees, en al daai goed is goed, daar's raad, en soos ek sê, kennis is ook goed, maar jy gaan nooit divine purpose hê, en op 'n bonatuurlike manier mense ontmoet, die regte deure toegaan, verkeerde deure toe bly, as jy nie 'n pad met die Here stap nie. As jy nie praat en vra vir die Here, help my hiermee. Van die grootste goed tot die kleinste goedjies in jou lewe. Hoe kleiner jou vrae word, hoe groter sal die Here jou lewe verander. Hoor jy wat ek sê? Hoe kleiner jou vrae word, Here, help my om vanoggend soos ek opstaan, bietjie lewe in die huis te bring. Hoe kleiner jou vrae word, hoe meer kom die Here in jou lewe in. En begin hy om jou lewe, elke deel van jou lewe te verander. Mense wil net bid wanneer daar groot moeilikheid is. Dan wil hulle gou na die Here toe kom, Here, verander my lewe. En dan praat hulle nie eers met die Heilige Gees nie. Dan praat hulle nie eers asof hy nie bestaan nie. En tog is hierdie belofte vir ons oor en oor in die evangelies gegee en reg deur die Nuwe Testament. In die Ou Testament, Dawid besig met die Heilige Gees. En getuig die Nuwe Testament ook van dit, besef hulle nou, hoe die Gees besig was met mense al die tyd. Hulle het net was nie bewus daarvan nie. So hulle was nie oop daarvoor nie. En dis hoekom daar 'n Nuwe Testament is. Nou breek dit oop vir alle gelowiges. En die Heilige Gees begin werk in die lewe van individue in die kerk. Ek wil afsluit met 'n baie belangrike ding. As jy Handelinge lees, dan is daar 'n belangrike beginsel wat hierdie ouens nie verstaan het deur kennis nie, maar hulle het dit ervaar. Dit was hulle ervaring, dit het gebeur met hulle. En toe kon hulle daaroor skryf. Wat ek dink vandag se Christen, veral in ons kultuur, hier in die westerse wêreld, heeltemal verkeerd verstaan, anders verstaan as hoe hulle dit ervaar het. En dit is dit. Om die teenwoordigheid van die Here te ontvang, en om te kan sê, ek het 'n verhouding met die Here, hy is by my. Ek dink vir die moderne Christen is dit iets wat, ek kom tot bekering, ek glo mos nou in Jesus, ek het my hart vir die Here gegee, daar was daai dag van bekering, en op daai dag het die Here mos nou teenwoordig geword met my, en ek het 'n verhouding met die Here gekry, en hy is by my, so nou is hy by my, dis gedoen, ek is gedoop met die Heilige Gees, die Gees is in my, great, hier gaan ons. Eenmalige gebeurtenis, en nou is dit net wat dit is. Nie vir die ouens nie.
as jy deur Handelinge lees, dan sien jy, hulle is 'n paar keer gevul met die Gees. Weer en weer het hulle moments gehad waar die Gees hulle gevul het. En dis moeilik om dit te verduidelik, so ek sê met kennis, al wat ons kan sê vir mekaar is, hulle het dieper vlakke van die Gees ervaar, soos hulle saam met die Gees 'n pad gestap het. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 4, Handelinge 2 is hulle mos nou gevul met die Heilige Gees, hulle begin preek, mense kom tot bekering, toe hardloop hulle in moeilikheid in. Nou is daar ouens wat hulle besig is om hulle te vervolg en dood te maak en so, en eendag, Petrus, hulle word toegesluit van hulle leaders en die kerk kom by 'n huis by mekaar. En nou is daar groot moeilikheid, hulle weet nie wat om te doen nie, en weer kom hulle in humility voor die Here en hulle sê, Here, hier's groot moeilikheid. Ons kan nie hierdie uitsorteer nie, ons weet nie wat om te doen nie, al wat ons weet is dit wat U wil hê ons moet doen om die woord te verkondig, en ons vra, en weet jy waarvoor vra hulle? Vir boldness. En dan sê dit sê presies hierdie woorde, hulle is almal weer met die Heilige Gees vervul, presiese woorde uit Handelinge 4 uit, hulle is almal weer met die Heilige Gees vervul, almal, nie van die mense wat nie so diep is nie, en nie so geestelik is nie, en die geestelikes, hulle het maar net daar in die hoek gestaan en gekyk, en sê die Heilige Gees maar werk met hierdie klomp, maar ons is fyn, ons het lankal hierdie ervaring gehad. Dit gebeur in die kerk, dat jy kry super spiritual mense, wat dink is, daai mense is nie baie geestelik nie, ek kan sommer hoor hoe hulle praat, en hulle dink, hulle is geestelik, en daai mense het die Heilige Gees nodig, ons almal het die Heilige Gees nodig, en ons het hom weer nodig, en weer nodig, en weer nodig. En dit is moments wat ons deurgaan as individue in ons eie huisgesinne, en as 'n kerkfamilie, wat ons 'n muur slaan en sê, yes, ons kan ons self doen nie. Ek weet nie, hoe gaan ons hierdie doen nie, en ons draai na die Heilige Gees en sê, Here, U is met ons glo dit met alles in ons, kom praat met ons, kom maak vir ons deure oop, en soos U werk, sal ons werk, en dis belangrik. né? Soos die Here move, moet jy move. Dit sê daai plek het geskit toe hulle bid. Hulle is almal gevul met 'n boldness. Met 'n boldness, nie iets weird nie, net met 'n boldness wat nie voorheen af was nie. En hulle het uitgegaan en te midde mense wat besig was om hulle mense dood te maak, het hulle die evangelie verkondig en dit sê duisende mense het tot bekering gekom. Dit is amazing as jy dink daaraan. Geen selfoon nie, geen mikrofoon nie, geen kerkgeboue nie, niks nie. En in 'n staunch Joodse kultuur en onder Grieke en mense wat weird filosofie gehad het, nog nooit van die Bybel gehoor nie. Hulle glo in klomp gode. Kom al hierdie verskillende mense tot bekering. Wat is dit? Dis net een ding, is 'n werking van die Heilige Gees. En ons sit vandag met 'n krisis dat jy het Christene en jy het 'n kerk wat nie meer werk met die Heilige Gees nie. En ons moet weer terugkom net om te sê, Heilige Gees, as U nie vandag in my hart werk nie, dis my gebed, my diepe gebed, soos ons na 'n nuwe gebou toe gaan, dat mense nie sal in 'n gebou inkom, want dit is 'n mooi gebou nie, maar dat mense sal kom, dat die Heilige Gees in hulle sal kom, dat die tempel nie sal wees daai paar bakstene wat hier onder in die straat staan nie, maar dat ons die tempel sal wees, in wie die Here kom, dat ons besef, as die Here nie in my werk, en as hy nie hier in ons midde is nie, hier's mense wat hier inkom en hulle het verslawings, hier's mense wat hier inkom en hulle het nood, hier's mense wat hier inkom en hulle is in situasies, en ons moet vir mekaar sê, as mense nie die Here hier kan vind nie, wat doen hulle hier? Wat soek hulle hier? Net om mooi liedjies te luister, om mooi woordjies te hoor? Jy kan dit op jou foon gaan hoor. Jy kan jou radio aansit en mooi liedjies luister, gospelmusiek. Wat is die verskil hier? Mense moet die Here kan vind hier. En dis regtig my gebed, ek hoop regtig dis so, dat die rede hoekom jy kom hier na toe, is omdat jy voel die Here praat met jou hart hier. En omdat jy voel, jy kan vir 'n moment net stop en jou week eindig en reg begin, deur net met die Here te ontmoet hier, en saam met die Here in 'n nuwe week in te gaan, nie net om te hoor van die Here en te sing van die Here nie. En daar's te veel mense en kerke wat dit by gebeur, en my gebed is dat dit nie ons sal wees nie. En is my gebed dat die platform wat die Here ons gee, dat mense daar sal inkom en as hulle uitstap sal sê, een ding, ek het 'n ontmoeting met die Here gehad. Die Heilige Gees het my gevat vanoggend, met my gepraat, en dat as hulle uitstap, dat hulle hele lewe sal verander. Nooit perfek is ons nie, nooit nie, maar stukkie vir stukkie verander die Heilige Gees jou lewe, soos jy jou hart vir hom oopmaak, en dis my gebed, en ek
Ek hoop jy sal dit saam met my bid. En ek hoop vanoggend vir jouself, glo jy dit met alles in jou, en ek wil dit vir jou sê, soos Jesus gesê het in Lukas 11, as jy dit tot nou toe nie geglo het nie, en godsdiens was vir jou net 'n kopding, leer my die Bybel, wat se kennis is daar, wat julle dokter, en as dit net vir jou 'n kopding is, dan wil ek vir jou sê, niks van dit gaan sin maak nie, dit gaan jou net deurmekaar maak, soveel so dat jy miskien wil weghardloop van die kerk en van die Bybel af. En die missing link is, sonder die Heilige Gees gaan hierdie ding nie krag hê nie. Sonder die Heilige Gees gaan hierdie nie krag hê nie. Maar dis die 3 elemente wat die Here gebruik. God se woord, God se mense, maar in die middel van al twee daai, God se Gees. Dan kry God se mense en sy woord krag. En ek wil jou uitnooi vandag, miskien sit jy en jy sê, "Jesus, ek stap nie op pad met die Heilige Gees nie. Ek vat 'n paar goedjies wat jy sê en ek gaan probeer om dit te doen. Ek praat nie eens met die Here daaroor nie." Dan wil ek jou uitnooi, die Here wil by jou teenwoordig word. En miskien sit jy en sê, ek het 'n verhouding met die Here. Ek weet, ek was bekeerd, ek glo die Here is teenwoordig, ek glo in 'n verhouding met die Here, ek glo hy hoor as ek bid, ek glo hy's hier. Dan wil ek jou uitnooi en sê, moenie daar stop nie. Jy moet weer gevul word. Jy moet in elke season weer gevul word. Op 'n manier wat jy ervaar, hierdie is 'n nuwe season, daar's nuwe vrug wat besig is om gedra te word, daar's nuwe dinge wat besig is om in my te gebeur, en dit loop sommer oor, ek wil daaroor praat, ek wil met my vriende en my familie, en mense in hierdie gemeenskap, ek wil hulle nooi, want ek ervaar net hierdie excitement en hierdie opgewondenheid, maar weet jy wanneer word daai gebirth? In 'n moeilike season, nes hulle, in seasons van struggle en stoei, moet jy nooit voel, yes, ek is nie daai persoon nie, Jacques. Ek moet eers my lewe regkry. Nooit. Die uitnodiging is, die Heilige Gees wil jou lewe regkry. Jy moet net jou lewe oopmaak. Jy kan nie jou lewe regkry nie, ek ook nie. Net die Here kan doen in jou lewe wat gedoen moet word in hierdie seisoen. Maak jou hart en jou lewe oop en sê, soos hierdie kerk gebid het, Here, ek kan nie, maar ek glo met alles in my, U kan. So ek maak my hart en my lewe vir U oop. Kan ons dit saam bid? Kom ons sluit ons oë. Heilige Gees, dankie dat ons weet U is hier. Die Gees van die lewende God. Dankie dat ons U kan erken. Dankie vir die belofte, Here Jesus, wat U vir ons gegee het. Dat God met elkeen van ons wil wees. En Heilige Gees, is my gebed dat soos harte nou oopgaan en sê, ek glo en ek smag na dit met alles in my, word teenwoordig hier. Ons almal het U nodig. Ons kan nie ons eie lewe verander soos dit moet nie, net U kan, en dis ons begeerte en ons nooi U in, ons verwelkom U. U is welkom hier, Heilige Gees. Ek weet, alles wat die laaste paar weke en maande gebeur het, dis net U. Alles wat die laaste 5 jaar gebeur het, dis net U. En ons gee U al die eer daarvoor. Ek gee U 'n high five in die Gees daarvoor. Dankie. En Here, elkeen van ons het op groter en kleiner maniere nodig. U wil in die detail van ons lewe teenwoordig word. En U sê, dis al wat jy hoef te doen. Vra. Vra en ek's daar. En so is U hier, en U sê, daar's meer, ek wil weer. Daar's meer, ek wil weer. Vra na my, dan sal ek daai meer vir jou gee. Here, ons glo dit met alles in ons. Ons vra, kom doen meer in my lewe, kom vul elkeen van ons, kom vul ons as die kerk, en kom werk soos nog nooit van tevore nie in hierdie seisoen van ons lewens, in hierdie seisoen van Alberton, dat in ons eie lewe, in ons harte, in ons huise, en in hierdie gemeenskap in ons kerk, dat mense kan kom, en kan sê, ek het 'n ontmoeting met die Here gehad, en die lewende God is besig om my lewe heeltemal te verander. Mag dit so wees, en mag U daardeur verheerlik word, Here. Dit is die gebed van ons harte. Ons het U lief en ons bid dit in Jesus naam saam, sê ons. Amen.